gebruik van KI in die klaskamer, voordele en nadele. Kunsmatige intelligensie is vinnig besig om 'n integrale rol in die onderwyssektor te speel. Dit bied onderwysers die geleenthede om onderrig meer doeltreffend te maak. KI kan ook nuwe maniere bied om studente te betrek, hul leerervarings te verbeter en die algehele leeromgewing te optimaliseer. Alhoewel die voordele indrukwekkend is dit belangrik om die potensiële uitdagings en nadele van die gebruik van KI in die klaskamer te oorweeg. As onderwyser kan ek van KI gebruik maak deur 1. Aanpasbare leerplatforms in te span. Byvoorbeeld, KI-stelsels wat oefeninge aanpas by elke leerder se vermoë. 2. Outomatiese assessering van werkstukke of vasvrae om tyd te bespaar. Nommer 3. Virtuele tutors aan te bied wat leerders buite klastyd verder kan help. En 4. Data-analise te gebruik om leerderprestasie te monitor en spesifieke behoeftes vinnig te identifiseer. Voordele van KI in die klaskamer. 1. Effektiewe assessering en terugvoer. KI kan vinnige en akkurate assessering van studente se werk bied. Deur KI te gebruik om opdragte te gradeer, kan onderwysers meer tyd aan die persoonlike interaksie en onderrig bestee. KI-gebaseerde sagte ware kan patrone in studente se werk identifiseer wat aandag nodig het en kan aanbevelings maak vir verbeteringe wat help om te verseker dat elke student se unieke behoeftes aangespreek word. 2. Verhoogde betrokkenheid. KI kan gebruik word om interaktiewe leerervarings te skep wat studente meer betrek. Deur die gebruik van KI kan digitale speletjies of virtuele werklikheidsleermiddels ontwerp word met die leerproses nie net in kan die werklikheidsmiddels ontwerp word wat die leerproses nie net interessant maak nie, maar ook bevorderlik vir die ontwikkeling van kritiese denke en probleemoplossing. 3. Tydbesparing vir onderwysers. KI kan help om die administratiewe las van onderwysers te verminder, soos die graderingsproses en die opstel van lesplanne. Dit stel onderwysers in staat om meer tyd te spandeer op interaksie met studente en om geselskap te bied waar dit die meeste nodig is, eerder as om behep te wees met roetine in verband met die administratiewe take. 4. Toegang tot leerhulpbronne en materiale. KI-gebaseerde platforms kan toegang bied
tot 'n wye verskeidenheid van digitale leermateriaal wat pas by die behoeftes van die klas. Dit kan insluit alles van aanlyn kursusse en multimedia leermateriaal tot gespesialiseerde opvoedkundige programme. Hierdie bronne bied egter vir studente die kans om op hul eie te leer en kan help om onderrig te verbeter. Nadele van KI in die klaskamer. 1. Afhanklikheid van tegnologie. Alhoewel KI wonderlike geleenthede bied, kan daar 'n risiko wees dat onderwysers en studente te afhanklik raak van tegnologie. Dit kan lei tot probleme wanneer tegnologie misluk of selfs as daar internetprobleme is. Daar is ook die gevaar dat die tradisionele onderrigbenadering en mens-tot-mens interaksie, wat dikwels nodig is om 'n sterker emosionele band met studente te bou, kan vervang. 2. Onvoldoende tegnologiese bronne en opleiding. Nie alle skole het toegang tot die nodige tegnologie of infrastruktuur om KI effektief te implementeer nie. Dit kan die gaping tussen verskillende skole en studente uitbrei, veral in minder bevoorregte omgewings. Verder, as onderwysers nie behoorlik opgelei is in die gebruik van KI nie, sal die voordele daarvan nie volledig benut word nie. 3. Etiese en privaatheidskwessies. KI-gedrewe stelsels moet baie data van studente insamel om hul gedrag, vordering en behoeftes te analiseer. Dit kan lei tot 'n bekommernis oor die privaatheid en etiek van die gebruik van persoonlike data, sowel as die moontlike misbruik van sulke data. 4. Koste en installasie. Die koste verbonde aan die implementering van KI in skole is dikwels hoog. Dit sluit die koste van sagte ware, aankoop van harde ware en die opleiding van personeel in.
Vir baie skole, veral in minder bevoorregte areas, kan hierdie koste onmoontlik wees om te bekostig. Redes waarom Indië vir China in 2023 as die land met die hoogste bevolkings verbygesteek het. In 2023 het Indië, China is die wêreld se mees bevolkte land verbygesteek, wat 'n belangrike demografiese verandering in die wêreldgeskiedenis aandui. Hierdie verandering kan vergelyk word aan verskeie faktore wat die bevolkingsdinamika in beide lande beïnvloed het. Die hooffaktore wat bygedra het tot hierdie demografiese verskywing sluit in vrugbaarheidskoerse, bevolkingsveroudering, jeugdigheid van die bevolking, landelike en stedelike dinamika. Kom ons kyk na die sleutelredes in meer detail. 1. Vrugbaarheidskoerse. China het sedert die 1970s 'n streng een-kind-beleid gehandhaaf om sy bevolkingsgroei te beperk. Hierdie beleid het 'n groot impak gehad op die geboortesyfer wat laer was as die internasionale vlakke van bevolkingsgroei. Ten spyte van die feit dat die een-kind-beleid in 2016 verslap is, bly die vrugbaarheidskoers in China baie laag, wat slegs 1,2 kinders per vrou in 2023 is. Hierdie lae vrugbaarheidskoers het die natuurlike bevolkingsgroei verminder en die land se totale bevolking beperk. Aan die ander kant het Indië nie sulke drastiese maatreëls gehad nie, wat beteken dat sy vrugbaarheidskoers relatief hoër gebly het, wat tot die volgehoue bevolkingsgroei bygedra het. 2. Verouderde bevolking in China. China ervaar 'n vinnige veroudering van sy bevolking, wat 'n beduidende invloed het op die ekonomie en bevolkingsgroei. Dit is die gevolg van 'n kombinasie van lae vrugbaarheidskoerse en verhoogde lewensverwagting, wat gelei het tot 'n groter proporsie van bejaarde mense in die samelewing. In 2023 het China 'n groot verouderingsprobleem, wat beteken dat die werkende ouderdomsgroep afneem
en daar 'n toenemende vraag na gesondheidsorg en pensioene is. Hierdie demografiese struktuur het nie net die bevolkingsgroei vertraag nie, maar het ook die werksmag beperk wat China se langtermyn ekonomiese groei in gevaar stel. Jeugdigtheid van Indië se bevolking. In teenstelling met China, het Indië 'n jong bevolking wat 'n voordeel is vir die bevolkingsgroei. Die ouderdom van Indië se bevolking is ongeveer 28 jaar in vergelyking met China se ouderdom van 39 jaar. Hierdie jonger bevolking beteken dat Indië 'n hoër natuurlike bevolkingsaanwas het, omdat 'n groter proporsie van die bevolking in die voorplantingsouderdom groep val. Dit verhoog die geboortesyfer en stel Indië in staat om sy bevolkingsgetalle vinnig te laat groei, selfs al het die land sy vrugbaarheidskoers oor die afgelope paar dekades afgeneem. Beleide en ekonomiese faktore. Die afname in Indië se vrugbaarheidskoers is nie so drasties soos in China nie. Hoewel Indië 'n daling in sy vrugbaarheidskoers gesien het, het landelike gemeenskappe steeds groter gesinne gehad en daar is 'n hoër toleransie vir groter gesinne in hierdie omgewings. Dit het daartoe gelei dat die bevolkingsgroei nie so sterk beperk is nie. In teenstelling, China se streng beleid insluitend die een kind beleid en die drang om 'n stabiliseerde bevolking te hê,
het 'n sterker afname in sy geboortesyfer veroorsaak. Migrasie en stedelike patrone. Migrasie speel 'n belangrike rol in die bevolkingsgroei. In China het verstedeliking en ekonomiese druk na stedelike gebiede gelei tot 'n afname in die land se geboortesyfer. Dit is te danke aan die hoë koste van stedelike lewe wat gesinne ontmoedig het om meer kinders te hê. Indië het 'n meer dinamiese migrasie en stedelike patroon, met mense wat steeds groter migrasie na stedelike gebiede maak op soek na werk en beter lewensomstandighede. Hierdie migrasie en stedelike groei ondersteun Indië se bevolkingsgroei wat bygedra het tot sy toenemende bevolkingsgetalle. Mening oor slimstede en hul implementering in Suid-Afrika. Slimstede is 'n hedendaagse benadering tot stedelike ontwikkeling wat tegnologie benut om die leefomstandighede van inwoners te verbeter en die stedelike infrastruktuur te optimaliseer. Hierdie stede integreer gevorderde tegnologie soos die Internet of Things, kunsmatige intelligensie en dikwels volhoubare energiebronne om die bestuur van hulpbronne, vervoer, kommunikasie en dienslewering effektief te verbeter. In Suid-Afrika waar stede dikwels gekonfronteer word met uitdagings soos ongelykheid, armoede en beperkte infrastruktuur, glo ek dat slimstede 'n waardevolle oplossing kan bied. Tegnologie en innovasie kan 'n fundamentele rol speel in die transformasie van Suid-Afrikaanse stede, maar die suksesvolle implementering van sulke projekte vereis bedagsaamheid en samewerking. Potensiaal van slimstede in Suid-Afrika. Slimstede soos Lanseria en Milkwood City het die potensiaal om nie net die infrastruktuur van Suid-Afrika,
te moderniseer nie, maar ook om 'n groot impak op die land se ekonomie te hê. Deur slim tegnologieë en volhoubare praktyke in stedelike beplanning te gebruik, kan hierdie projekte werksgeleenthede skep, die ekonomie aanmoedig en die lewenskwaliteit van mense verhoog. Dit is veral belangrik in Suid-Afrika, waar daar 'n groot behoefte is om volhoubare, toeganklike behuising en infrastruktuur aan die groeiende stedelike bevolking te voorsien. Slim stede kan nie net die ekonomie versterk nie, maar ook die groen ekonomie bevorder deur die gebruik van hernubare energiebronne wat weer lei tot volhoubare werksgeleenthede en 'n laer ekologiese impak. Uitdagings vir slim stede in Suid-Afrika. Hoewel die potensiaal van slim stede in Suid-Afrika duidelik is die implementering nie sonder uitdagings nie. Die land se beperkte finansiële hulpbronne en hoë vlakke van armoede maak dit moeilik om sulke projekte vinnig en effektief te implementeer. Dit sal nie genoeg wees om net tegnologie in stedelike omgewings in te voer nie. Daar moet ook 'n fokus wees op die ontwikkeling van toeganklike, bekostigbare behuising en die verbetering van die kwaliteit van basiese dienste vir almal, en nie net vir die ryk nie. Die groeiende ongelykheid in Suid-Afrika kan dit moeilik maak om slim stede in stedelike areas op 'n inklusiewe wyse te implementeer. Daar is 'n groot risiko dat sulke projekte nie net vir die welgestelde sal beskikbaar wees, maar die bestaande sosio-ekonomiese gaping verder kan vererger. 'n Ander belangrike uitdaging is die swak samewerking tussen verskeie regeringsvlakke en die privaat sektor. In Suid-Afrika is dit dikwels moeilik om effektiewe samewerking te bewerkstellig tussen plaaslike, provinsiale en nasionale vlakke van regering, en dit kan die suksesvolle implementering van slim stede belemmer. Die gebrek aan samewerking kan lei tot vertraging in projekte, doeltreffendheidsverlies en ondoeltreffende verspreiding van hulpbronne.
gevolgtrekking. In die geheel beskou is die idee van slimstede in Suid-Afrika 'n opwindende en waardevolle perspektief vir die land se toekomstige stedelike ontwikkeling. Dit bied die potensiaal om tegnologie en volhoubaarheid te kombineer om die ekonomie te stimuleer en die lewenskwaliteit van sy inwoners te verbeter. Doch om suksesvol te wees, sal dit vereis dat die land strategieë ontwikkel wat plaaslike uitdagings en behoeftes in ag neem, insluitend die hantering van ongelykheid, die bevordering van samewerking tussen regeringsvlakke en die private sektor en die fokus op inklusiewe groei. Slimstede kan dus 'n realistiese en transformerende toekoms vir Suid-Afrika wees, solank dit nie net tegnologie integreer nie, maar ook die basiese behoeftes van sy inwoners aandag gee. Ontwerp van 'n aanbieding vir die Wie word 'n miljonair speletjie. Tema van die speletjie: die speletjie sal gemodelleer wees op die bekende Wie word 'n miljonair televisieprogram, maar aangepas vir die skoolklaskamer. Die speletjie kan onderwerpspesifiek wees, byvoorbeeld taal, wiskunde, geskiedenis of lewensvaardighede, afhangend van die vakgebied waarin ek dit wil gebruik. Die uitleg en opbou van die aanbieding, skyfie 1, titelblad. Wie word 'n miljonair? Klaskamer uitgawe. Animasiestyl soos die TV-program en tema musiek speel in die agtergrond. Skyfie 2, instruksies aan die leerders. Elke vraag het 4 antwoordopsies: A, B, C en D. Daar is 3 hulplyne beskikbaar. 50-50 kanse, 2 verkeerde antwoorde verdwyn. Vra die klas help besluit. Vra 'n vriend, kies 'n klasmaat om uit te help. Of wanneer jy verkeerd antwoord, eindig jou beurt.
Skyfie 3 tot 17 vra in stygende orde, van moeilik tot heel eenvoudig en maklik. Elke vraag het 'n aparte skyfie. Na elke regte antwoord skuif die speletjie dramaties aan na die volgende vraag. Belangrik! Ek voeg animasies by wat aandui of antwoorde reg of verkeerd is, byvoorbeeld groen regmerkie of rooi kruisie. Laaste skyfie sal wees baie geluk vir die wenners. Ek sal 'n sertifikaat van prestasie gee aan die wenner, wat ek vooraf ontwerp het. Voorbeeld van vraag: wat is die grootste oseaan? Opsie A, Indiese Oseaan. Opsie B, Atlantiese Oseaan. Opsie C, Stille Oseaan. Of opsie D, Arktiese Oseaan. Antwoord is C. Wat is 12 maal 9? A, 108. B, 92. C, 99. Of D, 102. Antwoord A. Wie was die eerste president van Suid-Afrika na apartheid? Byvoorbeeld, opsie A, Jacob Zuma. Opsie B, Thabo Mbeki. Opsie C, Nelson Mandela. Opsie D, Cyril Ramaphosa. Antwoord C. Kreatiewe elemente wat ek sal gebruik. Klankeffekte, spanningsmusiek vir moeilike vrae, oorwinningsmusiek vir regte antwoorde. Grafika, gebruik visuele leidrade soos flitsligte en glitter-effekte wanneer 'n leerder verkom. Animasies, skyfies beweeg dinamies oor om 'n regte speletjie show gevoel te skep. Klassamewerking, indien 'n leerder onseker is, laat ek hulle die vra die klashulplyn gebruik. Almal stekel antwoordkeuse op en ek tel vinnig. Requisite, ek kan ook 'n regte miljonêrsstoel voor die klas plaas vir die leerders wat speel. Dan, hoe ek dit in die klaskamer sal aanbied, 1 tegnologie, ek gebruik 'n dataprojektor of slimbord om die speletjie aan almal te wys. 2. Spelers speel individueel of in 'n groep van 2 tot 3. Elke span kry 'n beer. 3. Vordering, as 'n leerder verkeerd antwoord, word die vraag aan die volgende span gegee. Vier punte. Ek kan punte toeken soos volg. 1 punt vir elke regte antwoord. 2 punte vir moeilike vrae. 5 eindprys. 'n klein beloning soos plakkers of 'n gesertifiseerde klasmiljonêr aan die wenner. 6 leerdoelwit. Die speletjie help om herhaling te doen op 'n prettige manier. Dit
bevorder kritiese denke, samewerking en tydsbespreking. Opsomming. Deur wie word 'n miljonêrspeletjie in die klaskamer te gebruik, verander ek hersiening en vaslegging in opwindende en interaktiewe ervaring. Dit hou leerders betrokke, bou hul selfvertroue op en help hulle om kennis te konsolideer terwyl hulle pret.